Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons weer saam kan wees so rondom sy woord. Dis die middel van die week. Ek glo dat jy 'n mooi paar dae gehad het wat verby is, dat jy getuie vir die Here kon wees en dat die Here vir jou ook bewaar en gedra het en geseën het met al die geestelike seëning in Christus Jesus, ons Here. Ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 7. Daar staan die Here geheer, die kleed van heerlikheid, wat hom omstraal is enkel majesteit en deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alles stand, dit wankel nimmer meer. U troon, o Heer, het ewig vasgestaan. U is die Heer van ewigheid af aan. Rivier en meer het woedend opgebruis, sal hoog gehef geklots met groot gedruis. Vir hierdie hele lied gaan oor die heerskappy van God. Hy is die skepper, hy is die onderhouer en hy is die een wat sê, kyk, ek maak alles nuut. En daarom moet ons hom eer vir wie hy is. Onthou, ons is skepsele, hy is skepper. Ons is mens, hy is God. Ons is beperk, hy is onbeperk. Die Bybel sê, hy's almagtig, hy's alleenwys, hy's alomteenwoordig. Hy's hierdie God wat ons kan eer en kan dien vir wie hy is. Daarom buig voor hom neer en dien hom. Want vriende, dit is absoluut die moeite werd. Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks uit die boek Spreuke. Ons gaan vanmôre kyk of ons deur hierdie paar verse kan werk van vers 23 tot 28. Nou vir baie van hierdie verse is selfverduidelikend, tog gaan ek hier en daar ietsie sê daaroor, om net dit vas te maak in u hart, dat hierdie boek ook van toepassing is op my en jou, wat leef in die jaar 2025. En as mense net hierdie waarhede wil toepas in hulle lewe, sal dit soveel beter gaan in ons land, sal soveel beter gaan by die werksplekke, by die skole, by die universiteite, en selfs in die kerke. Want u sien, die beginsels van God se woord, gee vir ons kosbare riglyne, dit gee vir ons hierdie verligte pad waarop ons kan loop, en dit is so, wanneer dit donker is, tas ons rond in die donker, maar God se woord is soos 'n lig wat aangaan in 'n donker plek. Kom, ons gebruik dit dan ook, ons lees dit, ons vra dat die Gees ons wysheid sal gee, en genade om te doen wat die Here van ons vra. Nou vers 23 sê, die noordewind bring 'n reën by voort, en die tong wat agteraf praat, kwaai gesigte. Nou, Salomo wil hier 'n sekere feit deurgee. So seker soos wat die volk van God geweet het, van die noordewind waai kom daar reën, so seker weet hulle ook, dat as jy agteraf praat, daar 'n kwaai gesig kom, daar argumente kom, daar geskille sal kom. Daarom wil ek weer eens vir u sê, Salomo maak geweldig baie van woorde, van die tong, van 'n gepraat. En daarom wil ek u aanbeveel om nie te veel te praat, agteraf te praat, mense te beskimp en te beskinder nie. Dit is noodsaaklik om van tyd tot tyd sê met jou leraar of met 'n vertroueling te praat oor 'n bepaalde saak. Het sy met 'n broer of suster oor iets wat gebeur het in die familie. En ek dink dis noodsaaklik, dis nodig sodat sake aan die lig kan kom en sake uitgepraat kan word, maar moenie net voortgaan om mense sleg te sê, agteraf te praat en te verwag dat gaan niks gebeur of daar gaan geen gevolge wees nie. Daarom sê hierdie gedeelte, so seker soos die noordewind 'n reën by voort sal bring, so seker sal agteraf praat, kwaai gesigte na vore bring, kwaai vriendskappe daar stel en oneer bring op die naam van die Here. Die 24ste vers het ons al reeds hanteer in die kere wat verby is. U sal onthou daarin Spreuke 21:9 en Spreuke 21:19, dieselfde gedagte, daar staan, om te woon op die hoek van 'n dak is beter as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis. Hierdie hele gedagte gaan oor dat daar was baie keer op die dak van 'n huis, was daar 'n spasie gemaak, en dit was baie klein, dit was beknop, dit was beperk, en nou sê die man Salomo, dis beter om daar te gaan bly, in hierdie klein beknopte, beperkte spasie, as om in 'n ruim huis te bly met 'n twisgierige vrou. En vriende, hierdie is 'n groot boodskap vir ons dames. Moenie heeldag praat en beklei en moan en groan oor alles wat in die huis aangaan nie. Die Bybel sê, sy moet met 'n stille gees moet sy lei. Die vrou moet die stiller een wees, sy moet die een wees wat rustig is, die een wat kalmte bring in die huis. Sy moet nie altyd gespanne wees en spanning bring in haar huis en dit vir almal so onplesierig maak dat almal vlug en eerder buite in die tuin sal gaan sit of in hierdie geval dan in 'n beperkte spasie en hulle self toesluit in 'n kamer en eerder met 'n PlayStation besig sal wees as om in haar teenwoordigheid te wees nie. Daarom is die gebed vanmôre dat u en ek hierdie waarheid sal leer, vir man en vir vrou, dat ons nie twisgierig sal wees nie, dat ons nie bekleierig sal wees nie, dat ons nie skoorsoekerig sal wees nie, maar dat ons mense sal wees, saam met wie dit maklik sal wees om te lewe. Ek moet vir u sê, in die jaar wat ek in die bediening is, het ek wonderlike mense al ontmoet. Mense wat ek vir my vrou sê, wow, hierdie mense bring 'n goeie en 'n aangename smaak by 'n mens. Maar dan het ek mense ontmoet wat ek sê, luister, saam hierdie vrou sal ek nie 'n dag in 'n huis kan bly nie. Saam hierdie man sal ek nie 'n dag in die huis kan bly nie. Hy soek altyd moeilikheid. Sy soek altyd moeilikheid. Hulle het altyd iets wat hulle inlees in wat gebeur.
Mag u en ek nie so wees nie. Die Bybel sê vir ons, dit is 'n sonde en God sal ons regverdiglik oordeel. Vers 25 sê, koue water op 'n vermoeide siel, soos 'n goeie tyding uit 'n ver land. Nou, in die antieke tye, vriende, was boodskappe gestuur en baie keer het dit 'n dag of 3 of 5 of 10 of selfs 2 weke gevat voor die boodskapper van een plek na 'n ander plek kon uitkom om die goeie nuus of dan die slegte nuus oor te dra. Nou sê die Bybel, as jy baie dors is daar niks so lekker soos koue water nie. Luister, nie is 'n lekker Coke is so lekker soos koue water wanneer jy regtig dors is nie. Nou sê die Bybel vir ons dat koue water op 'n vermoeide siel soos 'n goeie tyding uit 'n ver land. Ons het die voorreg van WhatsApps, ons het die voorreg van sosiale media, die e-posse en al hierdie dingetjies. En ag vriende, hoe dikwels wanneer ons daar uit Amerika, 24 uur se vlug van ons na my seun in Amerika. Maar hoe wonderlik dit is van ons goeie nuus van hom kry. Vir ons 'n boodskap stuur en sê, ma pa, ek het hierdie werk gekry, ek het hierdie bevordering by die werk gekry. Ek kry hierdie salaris bietjie meer. Dit gaan goed met my en my vrou. Ons kinders daar in die Kaap. Boodskapies skryf, die Here vir hulle voorsien het in 'n blyplek, ensovoorts, ensovoorts. Hierdie is soos koue water vir 'n dorstige siel, vir iemand wat 'n lang reis onderneem het en moeg en uitgeput is en net 'n bietjie water soek en jy gee vir hom daardie glas yskoue water en hy drink dit en dit vernuwe weer sy gemoed en sy siel. En dis die hele gedagte hier. En ag vriende, mag u en ek ook die bringers van goeie nuus wees. Mag ons nie altyd kla oor alles nie. Dit is vir my baie keer hartseer dat kinders van die Here kla met 'n witbrood onder die een arm en 'n sjokoladekoek onder die ander een. Maar kla wil hulle kla. Hulle het nooit 'n dag waar hulle kan sê, weet wat, ons is die Here dankbaar vir wat hy ons gee, die wyse waarop hy vir ons sorg, die manier hoe hy voorsien nie. En as dit so wonderlik as ek by mense kom en hulle het miskien nie baie nie, maar hulle getuig van God se goedheid, hoe hy voorsien, hoe hy onderneem, hoe hulle op hom vertrou vir elke dag se versorging. Hoe kosbaar om hierdie goed te hoor. Mag u en ek dan hierdie koue water op 'n vermoeide siel wees, deur goeie dinge wat ons doen, wat ons sê en ander bemoedig met hierdie groot waarhede van God se goedheid oor ons lewe. Laat ons meer praat oor die goeie as oor die slegte en die Here so eer. Vers 26 sê, troe fontein en 'n veilige bron, soos die regverdige wat wankel voor die goddelose. Een van die vertalings sê 'n fontein, 'n put waarvan die water vuil en stink geword het. So is 'n regverdige wat hom tot 'n val laat bring deur 'n goddelose. Dit gaan weer oor die geselskap wat jy het. Met watter mense meng jy? Vriende, luister. As jy met mense meng wat in sonde en in boosheid hulle self begewe, dis hulle leefwyse, dis wat hulle doen, dis waarvoor hulle lief is die kans 9 uit die 10 keer dat jy ook gaan val. Jou getuienis skade gaan aandoen en soveel pyn en hartseer gaan bring op jou lewe. En luister, baie keer is die gevolge lewenslang. Dawid se gevolge na sy sonde was lewenslang gewees. Daarom pleit ek by jou dat jy nie sal omgaan met mense wat lief is vir die wêreld nie. Hoor hoe beskryf die Bybel hulle? 'n fontein, 'n put waarvan die water vuil en stink geword het. Moenie jouself meng met die semels nie. Die Bybel sê die varke gaan jou vreet. Dink ons nou ons is beter as ander mense? 1000 maal nee. Geen kind van God dink hy's beter as 'n ander een nie. Maar ons is anders. Ons gaan nie meer na dieselfde plekke toe nie. Ons doen nie meer dieselfde dinge nie. Ons is nie meer lief vir dieselfde goed nie. Ons geselskap het verander, ons begeertes het verander, ons vriendekring het verander, want God is nou ons Here en die kerk is nou ons tuiste waar ons opgebou word in die allerheiligste geloof. Vers 27, om baie heuning te eet is nie goed nie, maar om swaar sake na te speur is 'n eer. En ag vriende, hierdie saak gaan eenvoudig oor die persoon wat heeltyd eer bly soek. Ek lees gou vir u wat sê een van die ander vertalings. Daar staan, om te veel heuning te eet is nie goed nie. Ook nie om eer te bly soek nie. Daar is mense wat altyd besig is om hulle naam te probeer verbeter, om by ander mense guns te kry, om die gedagte van meer van hulle self te dink as hulle behoort te dink. Ek dink so, toe ek hierdie boodskapies voorberei het aan Haman daar in die boek Ester. Haman het baie meer van homself gedink en meer eer bly soek. En die Bybel sê vir ons dat die hele koninkryk van koning Ahasveros voor hom gebuig het, behalwe Mordegai. En die Bybel sê vir ons, hy het so kwaad geword, dat hierdie een man vir hom 'n probleem geraak het, soveel so, dat hy 'n galg gebou het vir Mordegai, en later het Haman self daaraan gehang. So die hele gedagte hier is net, dat ons nie heeltyd 'n eer vir onsself sal bly soek nie. Wees nederig, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Mag u en ek so persoon wees. Die laaste versie van vanmôre, vriende, is 'n baie belangrike vers, ons het hulle 'n paar keer dit ook hanteer,
Daar staan 'n afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Dit gaan oor die hemerige persoon. En ag vriende, ons beleef 'n tyd in Suid-Afrika waar mense lyk my elke dag geïrriteerd is. Hulle staan so op, hulle klim in hulle kar, hulle is geïrriteerd op die pad, hulle is geïrriteerd by die werksplek, hulle is geïrriteerd in hulle huisgesinne. Daar is altyd die argumente wat na vore kom en dikwels hartseer verrykende langdurige gevolge. Daarom die eenvoudige antwoord uit God se woord is: hou jou gees in. Met ander woorde, moenie hemerig wees nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar my pa was so, my ma was so, dan is dit goed dat jy jou sonde sal bely, want jou pa en jou ma kan nie die skuld dra vir jou sonde nie. Ons het vir u gesê, hierdie reeks het juist begin met die man Hiskia, wat sy skrifgeleerdes gevra het om vir hom Spreuke te laat opteken. Hiskia se vader as 'n goddelose man, terwyl Hiskia heilig voor God gewandel het. Ons almal kan praat van hemerige mense in ons voorgeslagte. Ons het nie nodig om soos hulle te wees nie, want die Bybel sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek hoor dikwels by families dat hulle vrees vir die man. Hulle vrees as hy in die huis inkom. Hulle het vrees as hy sy mond oopmaak en hy praat. Hy het altyd kritiek te lewer. Hy's altyd aggressief. Hy wil altyd mense gryp en hy vertel altyd van hoe geweldig hy mense geslaan het toe hy jonk was en hierdie bravade wat hy gedoen het. En ek wil jou vra, moenie so mens wees nie. As God jou kom nuut maak, het wees anders. Dat hulle die sagtheid van Jesus sien, dat hulle die lagmoedigheid en daardie sagmoedigheid van Christus sien. Want die Bybel sê vir ons, Jesus sê self, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en jy sal rus vind vir jou siel. Luister, kalmte, lankmoedigheid, sagmoedigheid bring rus vir jou siel en rus vir ander se siel. Daar's tye wat ons moet opstaan vir wat reg is, maar vriende luister, die gesindheid waarmee ons dit doen, moet altyd Jesus se gesindheid reflekteer. Mag die Here ons genade gee. Moenie 'n afgebreekte stad wees nie. Moenie mense toelaat om jou lewe te verwoes deur jou hemeer wat jy nie kan inhou nie. Moenie ander mense se lewens verwoes omdat jy nie jou gees kan inhou nie. Omdat jy hemerig is en hemerig raak vir alles, omdat jy geïrriteerd raak vir alles, omdat jy dink jy's 'n klein goetjie en almal moet voor jou buig nie. Mag die Here my en jou genade gee om werklik die Here te vra. Gee ons wysheid dat ons nie net sal praat nie, maar dat ons sal doen en dat ander Jesus in ons sal sien. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.